en weer eens baie welkom by ons Kom Kuier Saam ateljee. Vanaand gesels ons met 'n baie veelsidige, energieke en inspirerende jongman, Enrico de Bruin. Enrico pluk deesdae letterlik en figuurlik die vrugte van sy harde arbeid en sy uithou vermoë om nooit op te gee op 'n droom nie. Ons hoor vanaand waar hierdie jongman se storie begin het. Kom kuier saam. Enrico, baie welkom hierso by ons in die ateljee. Baie dankie dat julle vir my het. Dankie. Ja, dit is regtig so inspirerend en 'n voorreg om vanaand saam met jou te gesels. Oud kollega van my. Ja. Voel net so snaaks. En jy sit hierso soos hulle sê in scrubs. Scrubs, for sure. Kan ons net gou lees wat daar staan? Oh, Medicine en University of Stellenbosch. Ja. Wow. Hoe voel dit om hierdie uniform aan te hê? It voel great. Dit voel baie nice. Ek enjoy dit verskriklik baie. Ek moet nog baie plek vir mense sê nee, ek is net 'n student nog. So ek is nog nie 'n dokter nie, maar Ja. dis die perception wat mense gewoonlik het. Ja. Maar ek moet hulle remind ek is nog 'n first year student. Nou toe ja, maar nog net 'n eerste jaartjie, 'n groentjie. Maar Enrico, weet jy, ek volg jou nou al geruime tyd, jou storie en op social media en regtig waar jou passie, jou energie, dit sit net 'n glimlag op 'n mens se gesig. En dis lekker dat ek vanaand die geleentheid het om met jou te gesels oor waar het jou storie begin en waartoe hiervandaan. So vertel vir ons kykers 'n bietjie van wie is Enrico de Bruin nou regtig, die man met die dreads en die groot Colgate smile. Wie was jou ouers, jou inspirasie, jou modelle van kindsbeen af, jou sibbe en waar pas jy in julle familieprentjie in? Ja, soos my ma altyd sou sê, nee, dis my babietjie. So ek is die jongste van 5. My ma se naam was Dorothy de Bruin en my pa is Flip de Bruin en ek is 'n laaitie van die blokke. Ek het in die C-blokke groot geraak, bly tans nog steeds in die C-blokke saam met my pa en my broer en my suster se 2 kinders. So ek sien myself nog steeds somehow as 'n laaitie van die blokke. Yes. Ons het op die topvloer gebly en het ons altyd nou afgekyk en die berge gekyk, dis berge Helderberg kan ons nou gesien het van ons view af. En dit is 'n mooi prentjie. Ons altyd 'n nice view gehad. En gespeel in die sand en die game shop, ek was baie lief vir game shop. Yes. My man het gesê, Rico, jy gebruik elke keer jy net jou gee vir die game shop, maar hy was somehow 'n escape vir my. Okay. So ja, ek het groot geraak in die blokke, soos hulle nou noem, C-blokke, by Oklahoma begin skool gaan van graad 1 tot en graad 7. En dan by Makassar Hoërskool. Alma mater. Ons gaan 'n full circle moment hè. That's right. Soos ons aangaan met Ja. die program. Ja. Maar by Makassar Hoërskool begin. Dit was 2010 en klaar gemaak 2014. Okay. So ja, dis Enrico. Dis De Bruin. Enrico. Ja. En toe, wat gebeur na matriek? Na matriek het jy toe natuurlike medisyne, homeopatie, gaan studeer en dit klink half soos oom Ouba sal sê, so volksvreemd, Ja. homeopatie. Ja. En dit is 'n heel onwaarskynlike en nie 'n baie bekende veld nie. Waar het jou belangstelling in hierdie veld vandaan gekom? Ek het baie gehou van life science, lewenswetenskappe. Ja. Dis een van my mentors, Mr. Keet. Okay. Groot inspirasie, Ja. groot deel gehad in Nog 'n my legende. liefde. Ja, definitief. Definitief 'n groot rol gehad in my liefde vir life science. Die way hy dit aangebied het, sy passie vir die vak. En elke dag, ek het met my vriende dank en hulle gesê, ons leer elke dag iets nuuts. Elke liewe dag gaan jy uit en sê, hey, ek het dit nie geleer of daai nie geleer wat jy nou kan sê aan jou familie en vriende. Ja. En ek dink die punt was om medies te gaan studeer. En Okay. at that point het ek nie aansoeke doen vir medies. Ek dink die mediese aansoeke was in June at the time. Maar ek het ook 'n liefde gehad of 'n interest gehad in natural medicine. Because ek wou wegbeweeg net van gee 'n pil en dan gaan jy huis toe. Ja. So dit was 'n baie dieper rede vir my at the time. En ek hou van plante. Ten minste observe en waarvan af plante kom. Ja.
en wat is binne in plante because soos juffrou miskien sal weet, julle oumas en ouma grootjies, hulle was nie na dokter toe nie. Of nie dat hulle nie wou gaan nie, maar hulle het sommer hulle als gekry of kankerbossie. So hulle het altyd goed gehad. So daai was vir my baie interessant. En ek is van die view of as ons beter vorentoe wil sien, moet ons terugkyk. En nou besef ons mense nou vandag gebruik al hoe meer natural therapies. En dit is 'n groot business vandag. Maar ons voorvaders, die koei in die sand en ons mense. Ek wil nou net daai koei tannie is nou hier in my gedagte. 100%. Het dit al lank geweet en vir my is dit nogal interessant hoe daai knowledge gediscredit was, maar nou sien hulle, nou sien hulle die waarde. 100%. En dankie tyd vir dit, en mense wat 'n bietjie ge-evolve het van daardie ou manier van dink af. So en toe het jy toe nou klaar studeer en wat gebeur toe? Toe sit onderwys. Ja, so wat toe gebeur het, natural medicine moes ek nog 2 jaar extra specialize. Dinge was 'n bietjie moeilik by die huis at the time. En ek besef toe, laat ek miskien onderwys doen. Soos ek altyd met my vriende joke, ek is baie skaam. Hulle sê ek lieg. Maar ek hou van gesels, ek hou van praat, ek hou van met mense interact. En ek besef toe, dit is 'n gift wat ek het, wat ek kan gebruik om my familie te support. En ek het toe in 2019 het ek begin met my PGCE, nagraadse onderwys sertifikaat. En dan toe begin by Makassa Hoër, waar die full circle moment weer toe kom, waar ek as 'n jong man was. Jong seun. En toe weer terugkom 2020 te begin teach. Ja, dis wonderlik. En Rico, vertel vir ons in daai tydperk, jy was toe so 'n tydperkie by die hoërskool en toe kry jy weer geleentheid hier by Valsbaai ook. En natuurlik, kan jy vir ons vertel wat was die hoogtepunte of wat was dit wat vir jou uitstaan van hierdie tydperk in jou lewe as onderwyser? Onderwys, ek het dit baie enjoy met die leerders te gesels. Daai was vir my een van die hoogtepunte. En juffrou sal self weet as hulle nou praat oor akademiese werk, dan raak hulle 'n bietjie verveeld. Maar jy nou praat oor 'n storie, luister aan. Wat is nou, wat gaan niks gebeur? So ek dink daai was een van die hoogtepunte vir my, dat ek altyd 'n storie kon vertel, maar ook dat ek kan relate na die kinders toe, because ek is van Makassa. Ek lyk soos hulle, ek praat soos hulle. En ek het altyd vir hulle gesê, van julle gaan miskien nou huis toe, na yskas toe waar net ys in is. Ek verstaan dit. Because ek het ook ys gaan waar net ys in is. En dit is nou nie 'n refleksie op my ouers nie, maar dinge was moeilik. Maar as jy nou van so 'n perspektief met hulle kan praat, dan voel hulle nie so groot gap tussen hulle en die 100%. Maar een van die ander hoogtepunte sou ek ook sê is toe ek op die laerskool was. Wat ek van die laerskool gehou het, van die hoërskool af geteach, 2,5 jaar en toe 2,5 jaar weer by Valsbaai primêr. Die innocence van die kinders is baie nice. Van laerskoolkinders het ek baie enjoy because hulle het speel, hulle het die kind in my uitgebring. Because soms het ek sommer skiptou gespeel saam met hulle. Lekker, ek kan my net indink. Ek het my skoene gebreek al by toe. Sommer in tuin met die baadjie. Agterna kry ek bietjie warm, maar sê ek, hou die baadjie gou. Speel ons nou saam met die kinders. So daai was vir my een van die beste tye because ek dink in elke groot of ouer mens, adult, is haar kind. Absoluut. En ek dink dit is baie belangrik as daai kind sometimes uitbring. En ek het dit baie enjoy by die laerskool. Dit is wonderlik. Maar nou wil ek net gou vir jou een vraag vra. As jy nou daar stap in die gange van Tygerberg Hospitaal, loop jy ook met daai kierie? Die kierie het ek van nou gelos, maar ek collect hulle nog steeds. Ek collect hulle nog steeds. Nee, dit was mos een van jou kentekens. Ja, for sure. Ek hou van kieries. Waar kom daardie liefde vandaan? Is interessant, want my naam Enrico beteken king. Oh, wow. En of home ruler. So ek is baie geïnteresseerd in name, because 'n naam beteken iets. Destiny. 100%. As ek jou iets noem, dan roep ek iets uit na jou toe. So, maar as 'n mens ook na African tradition kyk, en even royal tradition, die koning het altyd canes gehad. Nie om mense te slaan nie, maar as a sign of authority. So, ek dink daar het ek begin 'n canes net collect. Ek het verskillende canes by die huis, of kieries by die huis. Sommige het ek al weggegee, en ou mense het gesê, wat, dis 'n jong man, waar loop jy met 'n kierie? Ek sê, nee, dit is 'n dieper betekenis vir my. So, maar ek collect hulle nog steeds.
Dis amazing. Ja nee, ons moet almal so, as hulle sê so stokperdjie het, nê. 100%. En dit is vir my wonderlik om te luister hoe jy praat want jy weet deesdae is daar weet ons ek dink partykeer ons jong mense kyk so oppervlakkig na baie goed. Ja. Jy weet en daar's regtig 'n leemte by ons jong mense dink ek vandag om net 'n bietjie dieper te kyk. As net soos ons sê die oppervlak, die surface van dinge. Ja, en ek is bly dat jy ook dan 'n draai kon loop in die onderwys Enrico om ook daardie soos ons sê daai stardust van jou te kon gesprinkel het, nê? En ons hoop dat jy kon daarom 'n saadjie saai by 'n kind by die laerskool, by die hoërskool. 'n Mens weet nooit hoe daardie sade eendag miskien nog gaan 'n oes dra nie. En maar nou wil ek 'n bietjie oorbeweeg na hierdie pak wat ons hier so sien. En toe word hierdie droom bewaarheid, hierdie dingetjie wat jy in jou kop gehad het, jy wou miskien dalk moet ek, sal ek en jou droom word bewaarheid en jy word goedgekeur om medies te studeer by Stellenbosch. Wanneer het daai penny toe nou gedrop, ek moet aansoek doen, wat het jou aangespoor, want jy het toch gewerk gehad, wat jy eerlik geniet het, so wat het toe aanleiding gegee dat jy daai aansoek ingooi vir medies by Stellenbosch? Die idee, ek het van Makassar af na Valsby toe gegaan, omdat ek uit die onderwys het wil gaan, at the time. Maar toe gee ek my nou onderwys nog 'n kans, om te sê, miskien los ek die onderwys net te gou. Ja. Ek wil te gou op. Ja. Ek het toe by Valsby aangesluit en ek het baie dit enjoy om by Valsby te wees. Maar ek het nog steeds die gevoel gehad, there's more to me dan net, en daar's niks fout met onderwys nie. Ek sê altyd, as jy 'n plan moet wees en jy's 'n lawyer, jy gaan doodgaan van lawyer wees, want die lawyer gaan jou nie die passie gee, die energy gee. Die plumbing gaan jou die energy gee. So vir my was dit net 'n matter van ek wou dit altyd doen. So 2023 het ek begin met my aansoeke vir die volgende jaar, which would be 2024. Ek was in Januarie, ek het by alle universiteite aansoek gedoen, maar ek het toe agterna uitgevind dit was as gevolg van die feit dat ek nie al die dokumente gehad het. Motiveringsbrief for example was nie deel van my application in 2023 nie. 2024 weer aansoek gedoen, ek meen die eerste keer jy moes nou nie reject word, dan voel jy mos maar nou 'n bietjie plat geslaan. Asof 'n meisie vir jou sê, ek wil vir jou hê. So jy voel 'n bietjie, jou wind is uit maar, probeer weer. En Oktober, 21ste Oktober het ek 'n interview gehad, onderhoud gehad. Ek was nog by die skool by Valsby. Het ek nou my pause gebruik, sê laat ons die interview doen en ek dink 2 uur die selfde middag toe laat weet het my. Dus skree ek aan die personeelkamer. Ek was alleen. We gaan ek aan jou aanhou. En dit ironies genoeg, toe ek die jaar begin, die 10de Februarie, laas jaar, 10de Februarie, my ma afgesterf. So sy is so weird hoe dit werk, because letterlik 'n jaar na dit ek begin met medies en ons was by Tygerberg actually at the time van hospitalization. En dit was vir my so interessant om dit te sien. Ook 'n full circle moment daar. So ja, nou is ek eerstejaars student. Van die boeke af, weer in die boeke. Weer in die boeke. Ag, dit is fantasties. Enrico, jy, soos ek voorheen genoem het, is so veelsidig en 'n mens voel net aan jou passie wat jy alles mee aanpak. Jy leef jou regtig net uit, ongeag waar jy of op watter platform jy jou bevind. En deesdae is jy baie aktief op die sosiale media. Ek is een van jou top fans. En selfs op TikTok en Facebook. En jy vermaak die gemeenskap met al die ou geselsietjies en die storieetjies wat maar algemeen is in die publiek. So waar kom hierdie liefde vir acting vandaan? It's so weird, like, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, because ek hou nie van myself boksie. Ek hou nie van 'n boks in elk geval nie. Ek hou nie van myself boksie, because ek hou nie van mense of myself met limitations op myself plaas. So ek maak altyd die voorbeeld, ek weet nie of ek 'n goeie golfspeler sou wees, want ek was nie exposed daarna toe. Nou met die internet kan ek jouself expose aan verskillende goed. En soos julle sien, ek praat baie met my hande.
En ek is baie expressive. So Ja. ek dink altyd om myself uit te druk. Is iets wat ek baie enjoy. En dat mense my verstaan, maar ek is baie eintlik baie ernstig soms wanneer dit kom by gesprekke. So wanneer dit kom by net oppervlakkige gesprekke, dan vind ek dit soms moeilik. Maar ek let ook op dat soms wanneer mense entertain voor they actually kan kom by jou. Dan bereik jy There we hulle go. eintlik, Sodat nee. jy hulle aandag kan kry, sodat jy kan sê wat jy eintlik wil Jy sê. is 'n slim ouetjie. Ons Jy kom probeer. so met 'n dryf. Ons probeer. So ja, ek dink ek explore alles wat ek kan. Ja. Ek hou van skryf. Ja. Songs skryf. Ja, of- dit was my volgende vraag. Okay. Jy's ook liedjies skrywer en jy het Ja. ook al liedjies opgeneem. For sure. Ja, so So- en jy's daar op, is dit Spotify? Spotify, YouTube, Apple Ja. Music. Ek promote dan sommer my songs. Dis hy, kom nie. Ja. Ja. So so regtig baie veelsidig, baie talentvol en is daar nog verdere planne met die musiek? Op die oomblik fokus ek baie op my studies. Ja, natuurlijk. Maar musiek is my hobby. Maar ek enjoy dit baie, want ek dink is daardie wat mense 'n storie kan vertel. Soos een van my songs byvoorbeeld, Curvy Girl. Ja. Praat oor hoe mense hulle self view, veral vrouens. As hulle nou 'n bietjie oorgewig is of 'n bietjie chubby is, dan het hulle 'n tipe view, maar daar's iemand wat van jou hou, net soos jy is. Dis hy. Irrespecte van hoe jy jouself perceive. So soms boks ons onsself in ons mind ook in en dan project ons eie limitations Ja. op mense. Ja. En dan reageer mense daai way soos ons onsself dink Dis hy. na ons toe. So daai song byvoorbeeld was 'n expression van myself om te sê kykie, jy lyk lekker man. Soos jy is. Dis hy. I love it. En daai straal dan uit na mense toe. So soms wanneer ek songs skryf dan kom die woorde net. Ander tye dan wanneer ek nou weer 'n bietjie dink en sit. Maar wat ek hiervan hou nie is wanneer ek ry en dan kry ek 'n song, kan ek nou nie Dan skryf kan jy nie skryf nie. You know, so maar dit kom maar wanneer dit wil kom. Ja. Ag, dis fantasties. En dan natuurlik die ander deel van jou is jy het toe nou jy's ook entrepreneur. Ja. Ja. Ons probeer. ek het vir my vriend gesê, ek gaan als probeer om ryk te word. En dan as ek ryk is dan weet ek iets het gebeur. Dis hy. En ek dink wat armoede ook doen, is miskien 'n baie dieper ding. Wat armoede doen, dit force jou om te dink aan ander avenues. Because as jy ook waar jy mense vra, miskien 'n antie vra, antie, en dan 'n bietjie suikerie. Maar kan jy sien in die antie se gesig, hy nou nie eintlik lus van jou nie. You know what I mean? En dan dit affekteer jou as 'n kind. En dit veroorsaak dat jy nie meer mense wil vra nie. Is nie dat jy nie wil vra nie, maar is daai kind in jou wat sê, los maar van net maar gaan jy 'n antwoord kry of 'n kyk kry wat jy nie wil hê nie. So ek dink ook aan die ander kant om financial resources te hê, kan jy mense ook help. Dis hy. Of kinders byvoorbeeld help wat nou nie hoef daardeur te gaan nie. Ja. Because omdat ek daar was, weet ek om nie kinders aan te kyk. Ek kom dit nou al weer. Ja. Because ek was daar. Ja. So ek dink dit vloei uit 'n diepere maar ook curiosity. Ja. Want ek het gesien iemand maak geld met vrugte, dan dink ek kan ook hy doen. Ja. Dan try ek dit en sê Ja. okay, dit is gewerk. Dis wonderlik en dat jy weet jy sien dit altyd moontlikhede en Mm. dit is iets wat 'n mens wil daardie boodskap ook uitkry nê by ons gemeenskap. Dat partykeer sê hulle daar's 'n possibility in your adversity. 100%. Nee, en dat ons leer altyd vir die kinders om uit jou nood uit kom daar partykeer 'n raad, kom daar partykeer 'n oplossing. Ja. So dit is jy's regtig 'n inspirasie wat dit betref en dat jy gaan sit nie stil nie, soos jy sê jy dink heeltyd uit die boks uit. En hoe jy het nou al hierdie aktiwiteite, liedjie skrywer, entrepreneur, mediese student, social TikToker van die jaar. Waar kry jy tyd om te rus, om 'n bietjie wat doen jy om 'n bietjie net te ontspan of is dit maar jou ontspanning? Hoe hou jy balans tussen al hierdie balle wat jy in die lug hou? 10:00 die aand, 'n brand in oë, dan wil ek slaap. So dan slaap ek. So ek gaan ook nog nie myself over-exert en ek balance ook maar ek hou Sabbat for example. So Saterdag sit ek boeke weg. Ek raak in 'n boekie, ek raak aan niks. So ek doen niks. So daai dag breek ek net af van alles af. Okay. Dan begin ek die Sondag of Saterdag aand. Ja. So ek dink is 'n manier wat ek byvoorbeeld gebruik om af te skakel en dan weer aan te skakel. Want Ja. soms weet ek opgeleer het dat ek constant werk.
is nie gesond nie. Natuurlik. Jy moet jou liggaam physical rest gee, maar ook mentally moet jy 'n break vat. So ja, ek praat met my pa, for example, as 'n manier van just break away, because hy het altyd nou sy eie perspective. Hy's ouer. 'n klankbord. There we go. so ja, ek gebruik social media as a way om te relax. Ek is baie competitive, so as ek sokker speel, speel ek tot ek wen. En ouens raak nou al moeg as ek nee, ons is klaar, ek wil nog speel. so that's baie ways wat ek vind om te relax. Ja. En nou is jy in die mediese klas en in die lokaal. En ek het gesien ook op jou sosiale platform deel jy partykeer so 'n bietjie die inside story van wat daar aangaan. En jy laat vir ons 'n bietjie in daai wêreld in wat jy weet ons nie altyd soos hulle sê agter die skerms weet nie. Ons ken maar wat voor in 'n hospitaal of 'n daghospitaal aangaan. En ek weet jy het gesê jy het nog nie die 10de Februarie begin en ons is letterlik 4 weke verder. Maar wat sal jy sê tot dusver was vir jou die hoogtepunt in hierdie maand van jou studies? Jou droom is nou bewaarheid, jy's aanvaar en alles klink nou wonderlik. Maar wat was die hoogtepunt, maar ook die uitdaging van jou studies vir jou? Ek dink ons gaan begin by die negatief en dis by die positief. Die uitdaging at this point is die traveling. Ek vat omtrent amper 'n uur om net by die campus uit te kom. My kas is quite far van Tygerberg Hospitaal af. Maar so daai is nogal 'n challenge nou van toe ek geteach het, dat die skool net die my kasse, you know. So lekker. Klipgooi ver. 100%. Maar die traffic ook in die oggende soms is dit 'n challenge. En dan ook die ander ding, die connection tussen my en die vars uit matriek studente. Is 'n bietjie interessant, because hulle toe ek begin teach, dis hulle graad 8. Sjoek. En nou is hulle in die eerste jaar in een klas. 100%. So jy's nou die ou toppie. Ja, so soms vind ek, maak ek 'n joke en dan lag hulle net dink ek, ek is oud. maar daai is 'n bietjie van 'n challenge, wat is 'n interessante challenge. Dan ek sal graag op kampus of naby kampus wil bly om net dinge 'n bietjie makliker te maak. So daai is 'n uitdaging. Maar ek dink 'n hoogtepunt vir my is die soft skills wat ek leer wanneer ons klinieks toe gaan. Byvoorbeeld gister het ons klinieks toe gegaan en dan moet ons nou hierdie aantrek en vandag het ons nou skills gehad. Dan moet ons ook nou scrubs aantrek. En net om met die mense te connect. En ek besef die belangrikheid om mense te sien. Net te sien. Recognize hulle. Groet hulle. En gister toe kom ons nou in, groet ons nou die mense. Hallo, goeiemôre almal. Toe sê die een auntie, nee, gister het die ander mense nie vir ons gegroet nie. En mense wil net ten minste sien my. Ja. Ons hoef nie vriende te wees, ek moet nie koffie kon drink, hoef nie koffie te kon drink by jou huisie. Maar sien my. En ek dink daai is vir my 'n hoogtepunt en dat ek voel ek help. Al stoot ek 'n reisstoel, ek voel ek beteken iets en daai is vir my invaluable. Maar dink jy sal kan hierdie verskriklike omgee, jy's 'n omgee mens, jy's ook 'n aktivis in die gemeenskap vir verskeie ander projekte soos ook ons nuutgesigte Makassa Education Forum waarmee ons vroeër met ons vroeëre gas gepraat het. Dink jy dat dit hoe gaan jy dit balanseer om dokter te wees versus jy weet en om soort van daai skeiding te maak van nou moet ek fokus op die gesondheidsprobleem en nie die maatskaplike probleem. 100%. Ek het actually gister so iets gehad. Waar ek die lines 'n bietjie geblur. Ja, hulle het vir my gesê ek kan nie uit die hospitaal uit gaan nie, want is dit 'n reisstoel wat net by die kliniek se gaan. Toe gaan ek af in die straat met die vrou. Ek nou vir my is daar 'n bietjie van 'n botsing in myself. En ek dink dit gaan slegs met tyd gaan ek 'n bietjie beter raak. Maar ek verstaan ook die belangrikheid van hy skeiding. En jy gaan jouself uitbrand. Ek verstaan dit 100%, maar ek dink soms wanneer mense die lines 'n bietjie push as to wat kan ons doen en wat kan ons nie doen. Hoekom? En dit is die tipe mens wat jy is. Jy challenge altyd. Ek dink is belangrik want as 'n mens net dinge aanvaar, dis wanneer dinge skeef gaan. Ons aanvaar net alles. En Rika, ek het voorheen verwys na die uitdagings. Hoe lyk dit? Studiegelde. Ek weet jy is nie Anton Goosen is die liedjieboer, jy is die vrugteboer. En ek weet dat jy
soos ons gesê het, jy is daai vrugteverkoper en dat dit ook 'n medium is wat jy gebruik om jou studiegelde en dies meer aan te vul. Kan jy vir ons sê, wat is dit wat jy nog nodig het en jy weet, waar kan die gemeenskap of enige iemand wat miskien vanaand inluister, miskien kan behulpsaam wees met dit? Ek het ge-email terug gerespond en so aan. So is nou net 'n waiting game, maar ek het 'n plan. Die studiegelde sal dan dek my klasgelde en ook akkommodasie. Want wat ek voel vir my is om te travel. Ja. As ek op kampus kan bly, gaan dit 'n groot verskil maak. Ja. So ek dink daai is vir my een van die belangrikste goed wat ek nou nodig het. Maar hulle het vir my gesê ek is 'n bietjie oud, so ek kan nie op kampus bly nie. Dis een van die requirements, maar ten minste private accommodation, whether it's Ravensmead of Parow, daar's 'n ander plek, the Digs ook wat ook verkeer en transport en om elke oggend jy weet te commute is. En ek dink net om naby studente te wees, rondom studente wat studie. Dit inspire jou om te continue. Ja. Enrico, net so in 'n halwe minuut. Ons is nou bykans klaar met die onderhoud, maar net so in 'n halwe minuut. Wat is jou inspirasieboodskap vir die jong mense van Makassa? Ek dink persoonlik, ek is niks sonder God nie. Ek wil dit baie duidelik maak. Die Here het vir my baie dinge kom doen. Yes. En ek dink vir 'n gemeenskap van Makassa, dis impossible nie. As jy dit kan droom, dan is dit possible. En ek dink, ek sê, dis my sê ding. Droom met jou oë oop. As jy dit kan sien, dan kan jy dit achieve. Daar sê. Kykers, daar's niks meer en niks minder wat ek daarbey kan voeg nie. As jy dit kan droom, dan is dit moontlik. Enrico, baie dankie vir jou tyd in jou besige program wat jy uitgesit het om vanaand ons gemeenskap te kom inspireer en ons wens jou alle beste toe met jou doktersloopbaan. En ek sien uit eendag om daar in jou spreekkamer te kom. Baie dankie. Baie dankie aan u wat gekyk het. Totsiens en goeienaand.